Daar's aan die aanloop tot Vrouedag baie gefokus op die uitdagings wat vroue daagliks trotseer. Maar op 'n meer positiewe noot fokus ons vanaand op die geleenthede wat vroue kan aangryp. En vir meer hieroor gesels ons met die veranderingskundige Jonita Foster hier by my in die ateljee. Welkom Jonita. Dankie Daniela. Dis 2018 en tegnologie vorm 'n groot deel van ons lewens. So baie mense is dit iets negatief, maar jy sê daar's baie geleenthede wat veral vroue kan aangryp. Hoe bedoel jy? Daar's soveel geleenthede op hierdie stadium. Die samelewing waarin ons leef verander. Die gesprekke waarin vrou betrokke is en wat oor vroue gaan en vrou wees gaan verander ongelooflik. Ons werksplekke verander, ons rol in ons families verander. En ons het die geleentheid om te sit en wag dat samelewing weer vir ons sê wat ons rol moet wees, of ons as vroue kan sê, maar ons het hierdie inligting beskikbaar en ons kan dit bekom deur die gebruik van tegnologie en ons kan dan vir hulle sê, maar hierdie is die rol wat ons wil vul. So vrouens het die geleentheid om te kan sê, maar ek sal graag dit wil doen. En vir die eerste keer is dit soveel makliker deur die gebruik van tegnologie om dan daardie rol vir jouself te skep en dit vir jouself te maak. Hoe kan hulle byvoorbeeld tegnologie gebruik en jou voorbeeld gee? Die soeke na inligting is maklik. Ons lewe wat hulle sê in die information age, in die era van inligting. En die inligting is nie net beskikbaar in 'n biblioteek waarheen jy moet gaan nie. Die inligting is beskikbaar op jou slimfoon, op jou rekenaar, waar jy dit ook al wil hê. Dis op 'n slim TV as jy dit so wil hê. En dit is op verskillende maniere beskikbaar. Dis deur video's beskikbaar, dis deur kort snippets en tutorials beskikbaar, of dis in lees- en langformaat beskikbaar. Daar is selfs van die groot universiteite so Stanford en Harvard wat gratis kursusse beskikbaar maak deesdae. En dit is makliker vir mense om die inligting te bekom. Wat sal jou raad wees vir iemand wat hoor jy praat van YouTube en tutorials wat dalk nie so tegnologie slim is al nie? Hoe kan hulle te werk gaan om ook dit baas te raak? Dit gaan nooit oor die kennis van tegnologie nie. Dit gaan altyd oor verstaan hoekom jy nie daarvan nou nie en opgee dat jy altyd gemaklik wil wees en perfek wil wees in iets en seker wil wees oor iets en eerder te gaan probeer. En as jy dan probeer, gaan na Google toe en gaan vra vir Google, wat is die nuwe loopbane wat beskikbaar is in die 21ste eeu? Gaan lees die eerste artikel wat vir jou sin maak, skryf die woorde neer wat nie vir jou sin maak nie en gaan Google daardie woorde. En so stel jy vir jouself 'n raamwerk van kennis en vaardighede op wat jy dan kan gebruik om jou nuwe rol te skep en te vervul. Is daar loopbane waarop jy dink vroue veral moet fokus, vroue spesifiek en met die toekoms in gedagte? Dis 'n verskriklike interessante vraag so op Vrouedag. En ek dink die antwoord gaan baie meer oor die besef dat dit nie gaan oor watter tipe loopbane nie, maar hoeveel. My dogtertjie het nou die dag nie vir my gevra, mamma, wat kan ek wees nie? Mamma, hoeveel goed kan ek wees? En ons sien alreeds 'n verandering in die tendens deesdae, dat veral jonger mense nie in een loopbaan bly nie. Hulle verskil nie net van werk of verskuif net van werke nie, maar van loopbane. Ons moet ook besef dat die loopbane wat tradisioneel vir jou sukses of verseker het, soos prokureurs, advokate en dokters en rekeningkundiges ensovoorts, nie noodwendig sukses in die toekoms gaan verseker nie, omdat robot dit heel moontlik kan oorvang. So as jy wil fokus op 'n loopbaan, fokus op een wat nie beter gaan wees as 'n robot nie, maar wat meer mens gaan wees as 'n robot. En net in een sin, hoe kan 'n vrou se geliefdes haar ondersteun as sy tegnologie so aangryp? Vrouens, vra vir wat julle nodig het en vertrou dat julle gesinne julle sal ondersteun en help hulle dan om te leer, die vaardighede te leer om julle te kan ondersteun, of dit nou kospak is en of dit nou help is om te Google. Baie dankie, Jonita. Dankie. Dit was dan die toekomskundige Jonita Foster.